se episode verwelkom ek 3 groot geeste daar van Mamasbury. Die sogenaamde Mavericks kom kuier in die ateljee. Bly by ons vir 'n lekker gesprek oor daai fascinerende wynstreek en hoekom mense besluit het hierdie geharde deel van ons land is die perfekte plek om wyn te maak. Maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Ek het 'n e-pos ontvang van Helena Swart en sy sê wat 'n mooi naam, kan nie wag om die weeklikse episode te luister nie. En hier is haar voorstel vir die wyn van die week en dit is Abri Brouwer se Springfield Life from Stone Sauvignon Blanc. Sy sê dis van die beste. Ek het dit so plus minus 26 jaar terug by 'n wynproe op Agulhas vir die eerste keer gedrink. Abri het nog self die wynproe by Agulhas gastehuis aangebied, aandete en 'n wynproe. Drink dit nog steeds. Ek neig nou so 'n bietjie na Shannon. Sy hou van Alfies Drift ook. Sy sê dit is nogal lekker. En sy spot, sy sê dit voel vir my of die vrugtige smaak nie so baie plooie veroorsaak nie. Ons het self vir 10 jaar plus wyn gemaak, vandaar die belangstelling en natuurlik kos. Baie dankie Helena vir die mooi woorde wat jy ook deurgestuur het. So, gaan geniet indien jy dit nie ken nie. Dis 'n bekende Sauvignon Blanc in Suid-Afrika en dit is die Springfield Life from Stone. En ek dink dis die regte tyd van die jaar om hom ook te geniet wanneer dit lekker warm is. Indien jy dit nou in die somer luister en dit is dan ons wyn van die week van 'n luisteraar hierdie week op die Reine Wynheid. Ek wil ook baie dankie sê vir die boodskappe wat deurkom. Ek het ook van Franco van Vieren 'n e-pos ontvang en hy sê hy het nou die potgooi ontdek en hy luister lekker elke week. Baie dankie daarvoor. Hy sê ek moet nou wag vir die weeklikse een, amper soos om 'n storie op TV in te haal. Dan moet jy wag mos natuurlik. En hy sê hy is nie so groot rosé-drinker nie. Hy geniet sy Cabernet Franc ook en dit is hoekom hy toe nou sê die Dalle Graf Cabernet Franc Rosé is vir hom 'n lieflike wyn. Hy praat ook van Raised by Wolves, 'n Semillon. Baie dankie vir die voorstelle. Daar's dalk nog 'n paar wyne wat jy wil probeer. Maar gesels met my op brink@rsg.co.za oor jou gunsteling wyne. Dalk wil jy ook 'n wyn van die week voorstel. Ek is hier om te luister. Gesondheid op die Swartland hier in die ateljee. Is so lekker om hulle hier te verwelkom en hulle het ver gery en ek is diep dankbaar daarvoor. Is al wat ek wil sê. In die ateljee natuurlik die bekende Eben Sari. Hulle noem jou die celebrity winemaker. Jy het 'n hele Wikipedia bladsy op Sari Family Wyne, so ek wil vir jou 'n bietjie vra hoe daaroor voel. Ek dink nie baie goed noodwendig nie. Chris Millenau van Millenau Wyne en natuurlik het ons vir Callie Lou ook hier in die ateljee wat die baie bekende 100-punter ook gemaak het van Porseleinberg. Welkom julle. Dis lekker om julle hier en gesondheid. Gesondheid. Wat is in die eerste glas, Chris? Dis ons Molyneux Old Vines White. So dis 'n tipiese Swartland versnit van ou Shannon Bostokke saam met die ander cultivars wat baie goed in die Swartland groei, soos Semillon Gris, Grenache Blanc, Claret Blanche, mengelmoes soos ons sê van baie cultivars, maar dis 'n wyn wat ons dink baie goed van die Swartland af. Aard daar, so hy kom goed vanaf. Ons gaan nou deur die Swartland draf, want dit is 'n baie mooi storie hoe hierdie gaste in die ateljee die wynmaak van daai streek ontwikkel het. Maar ek wil eers weet hoe julle almal mekaar ontmoet, want ek meen Chris, was in 2007 het julle besluit om Millenau Wyne te begin in die Swartland nadat jy vir Eben ontmoet het. So en Callie, ek is nie seker hoe julle mekaar ontmoet het. En Eben, jy was eers by 'n ander wynplaas gewees en by die Spice Route. Daai wyne het ek so baie gedrink want die was 'n winkeltjie langs Willoughby's in die waterfront en ek was te lui om na 'n wynwinkel toe te ry en dan koop ek maar sommer my wyne daar. So ek het tegnies drink ek al vir baie jare jou wyn. Ons praat nou van 15, 16, 17 jaar terug. So vertel vir ons bietjie, hoe het julle almal mekaar ontmoet om hierdie kragtoer eintlik van die Swartland te ontwikkel? Ek dink Stellenbosch is sentraal. Ek dink ons almal het op 'n stadium 'n draai gemaak in Stellenbosch met ons studies. En dis maar waar baie van ons mekaar ontmoet het in daai area. Ons was nie noodwendig almal in dieselfde klas nie. Maar ons paai het begin kruis as jy begin wyn drink en dit gaan maar oor ons belangstellingsveld. Ons het ek dink in ons klas het ook baie te doen met waar ons was in Suid-Afrika, nee. Ek dink ons was bevoorreg, almal van ons het in die nuwe Suid-Afrika begin. So ons was vry, ons kon gaan waar ons wil in die wêreld, ons kon droom. Jy kon nie eintlik voor 1994 veel drome gehad het in die wynbedryf en ons wynbedryf het baie van sy kreatiwiteit verloor. Dis net soos die musikante, dis die musikante, die kunste, alles
Ek het 'n tyd terug met William Kentridge gepraat oor dit. Dit is ook merkwaardig hoe sy geïsoleerdheid eintlik vir hom sy unieke styl, want hy was eintlik nie deur hierdie wêrelddinge so verbind nie. So, maar ek dink dit kom alles maar van daai tyd af. Ons kon weer begin droom en ons het saam begin wyne drink en ons het saam hierdie wynwêreld probeer ontdek. En ons het almal net op latere stadium, ek het Chris het my kom besoek toe ek nog op Spice Route gewerk het. Ek het Callie leer ken op Stellenbosch saam met Arie Barnard by Rustenburg en daai jare. So ons kom almal 'n lang pad saam en ons is gemaklik met mekaar. Ja, dis wonderlik dat ons hierdie lewe saam kon lewe. So Chris, was dit vir jou 'n natuurlike besluit of was Eben net baie oortuigend om in die Swartland te Wat was die groot rede hoekom jy besluit het om daar wyn te kyk, ek was soos Eben gesê, ek was 'n student op Stellenbosch. Ek het eers rekeningkunde geswat, maar gelukkig het ek ander planne gemaak. Almal van julle sou eers iets anders doen. Ek gaan later 'n bietjie daaroor praat, maar ek het toe wynmaak geswat op Stellenbosch en ek het Stellenbosch baie goed leer ken, die wyne baie goed leer ken daarso. Maar eendag het ek 'n Spice Route wyn geproe, so van die wyne wat Eben gemaak het voordat hy Sadie Family begin het. En dit was net 'n wyn wat my gefloor het. Dit was so uniek, so kragtig, maar vars op dieselfde tyd dat ek wou net uitvind hoe daai wyn gemaak was, waarvandaan dit gekom het. So dit was eintlik een van my eerste e-posse ooit wat ek gestuur het, was na Eben. Ek het in Stellenbosch rekening computer room ingegaan en gelog in en gestuur. En die volgende week het ek 'n e-mail terug van Eben gekry en het gesê ja, kom besoek vir my. So dit was my eerste dag wat ek ooit in Swartland was. Ek het uitgery en net die berge, die open skies, dit was net so pragtig, maar ook die landscape was so kragtig vir my dat dit was net in my bloed van daai dag af. En dit was eers 7 jaar later wat ons eie wynbesigheid begin het, maar dit was altyd daai eerste dag wat ek in die Swartland ingery het, dit was altyd in my en ek het altyd geweet ek gaan hierso eendag land en iets doen daarso, So ons gaan 'n bietjie gesels oor die Swartland waar daar baie wingerde is, bekende en ou wingerde en die styl. Callie, jy noem jouself nou deesdae 'n trekkerdrywer. Dit is my moeilik om jou so te verwelkom want jy is een van die min mense in die land ons praat nou van Tim Atkins se jy weet punte wat hy gee en ek het een keer vir Jan Boland Kotse gevra Jan, hoe voel jy nou oor die Tim Atkins ou? Jy weet toe hy nou net begin het hierso en die Kanonkop 2015 nou jy weet die Paul Sauer sy eerste 100 punt vir 'n Suid-Afrikaanse wyn gekry het. Sy van hierdie ou klink nog asof hy weet waarvan hy praat. So ek sal dit nou maar so vat. Jy het die 100 punte gekry vir die Porseleinberg op 'n stadium. Hoe het jy toe in Mamasbury beland? Ja, wel, ek het begin by Adie soos Eben gesê het en ons het daai tyd het ons begin met 'n Brampton wyn Shiraz. Ek het actually vir Chris ook by Rustenburg ontmoet. Ons almal het daar so 'n bietjie onder Adie se vlerk gekuier en mense het nogal die Brampton wyne baie in Johannesburg gekry. Ja. Die hotelle daar, as jy elke keer die dag gekom het ek maar die Brampton bestel want dit was nogal redelik gewild daar dink ek. Baie goeie wyn vir sy prys. En ons het met die hele Bolandse druiwe gewerk vir die Brampton Shiraz en die Porseleinberg Shiraz druiwe was altyd die kleinste en die interessantste in die kelder gewees. En toe het ek 'n paar jaar gespandeer oor see en 'n paar plekke gaan werk en teruggekom, begin by Vondeling en toe Chris en Andrea hulle eie ding gedoen het. En dit is ook waar ek bietjie meer betrokke geraak het by boerdery en veral die meer volhoubare boerdery, organies, bietjie biodinamie, maar meer organies en toe Chris en Andrea hulle eie ding doen, toe bel hulle vir my, want by Vondeling was ek maar hoofsaaklik 'n wynmaker gewees. En toe het ek daar gewees vir 2 jaar en ek en Mark Kent van Boekenhouts het ontmoet in Engeland 'n paar keer en toe was hulle aan die kyk vir 'n plaas in Porseleinberg was toe in hulle versier gewees en toe het ek daar begin in 2009 en ja, baie lekker 16 jaar spandeer totdat ek nou my eie plaasie losgewikkel het saam met 'n lekker
partner en ja, nou ry ek trekker, dis waarvan ek die meeste hou. Is baie opgewonde daaroor. Ek moet sê, dinge begin mos op 'n manier, ek weet nie of julle ken seker vir PJ Geier, uit nou Thamnes wyne in Hemel en Aarde begin, en dit was ook 'n periode vir 'n periode van tyd met skape geboer. Want daar was nog nie 'n produk, het dit nog nie 'n etiket gehad nie, daar was nie 'n naam nie. So dit vat lank om so 'n ding op die been te bring. Al drie van julle verstaan hoe baie werk dit verg. So op wat het ons 'n naam? Kan ons maar praat oor 'n Die naam? plaas se naam is Uitvlugt, so dis Dewaldduin se pa se ou plaas en agter die plaas is daar 'n koppie met die naam van Sonkop, so ons speel tussen die twee nog. Ons nog Sonkop. niks, ja. Mooi met Afrikaans ook so te sien tussen die pofadder en die skerpie Ja. en so aan. Kali, ons sien baie uit om die eerste produk van julle te proe. Ons gaan nou 'n bietjie praat ook oor die organiese aspek van sake. Porseleinberg sit daar langs die Roundstone plaas natuurlik in Mamasbury. Nou wil ek bietjie praat oor die filosofie van die streek, want jy dink Mamasbury, dan dink jy dink warm, jy dink dadelik hier gaan jy nou baie swaar wyne kry, en natuurlik kyk 'n mens na ook elegant maar vol rond, en soos ek gesê het, wat is jou filosofie van wyn en selfs rooiwyn? Soos ek verstaan, ek kan van sê as ek verkeerd is jy 'n voorstander vir ligter styl wyne, maar wat nog steeds vol rond in jou mond is, wat 'n mens seker soek. Maar ek dink ek het nie eintlik 'n formule nie. Ek dink die oomblik as jy wyn reeds op daai punt in jou brein in 'n boks probeer druk, het jy hom klaar verloor. Jy moet eintlik ons filosofie, dink ek, en ek dink ek kan vir ons al drie praat. Ons het nie eintlik 'n mandaat of 'n vasgestelde idee van waar ons wyne moet wees nie. Die oomblik as jy klaar begin dink aan 'n spesifieke wyn, dan forceer jy amper alles in daai rigting, en dan raak hy wyn eintlik 'n produk van 'n ideologie. En ek dink die ding wat ons almal na die Swartland toe getrek het, is die feit dat ons erken dat die area het 'n ongelooflike kapasiteit om sy eie identiteit uit te leef. So jy moet eintlik leer terugstaan, wegstaan. Adie Badenhorst is nou nie hier nie, maar hy's integraal deel. Ons het toe ons in die Swartland begin het, in die begin, toe ons gesien, maar hier gaan moeilikheid kom as elke ou net sy eie ding doen. En toe het ons in die Royal Hotel gaan sit en half 'n mandaat gaan skryf in 'n manifesto basis van, as 'n mens nou die ideale Swartland wyn voor jouself sou kon sien, wat sou dit alles moet meemaak? Ja. En ek dink dit was 'n belangrike punt, want ek dink die ding wat ons al drie en Adie, en ek dink ek kan vandag vir elke persoon in die Swartland praat wat daar wyn produseer, is die belangrike ding was om 'n streeksgebonde identiteit te ontwikkel. Maar dis 'n baie moeilike ding, want jy begin met 'n baie abstrakte gedagte, en maar dit was net om almal soort van in dieselfde rigting daarom net te kry om te beweeg. So dit laat een ou nou nie probeer Pinot Noir maak en die ander ou Sauvignon Blanc en die ander ou Chardonnay, en die Suid-Afrikaanse wynbedryf het op daai stadium so gelyk. Elke ou het op sy plaas 'n Pinot Noir en 'n Chardonnay en 'n dit en 'n dat en daai gemaak. En wyn werk net nie so nie. Jy kan nie al die beste van Frankryk op een plaas hê nie. 'n plaas het 'n grondgebied, hy het eienskappe en hy het 'n klimaat. En ons het baie rondom daai goed begin fokus, en ek dink daai manifesto wat in die begin opgestel is, het baie gehelp om op 'n baie vinnige traject 'n baie groot streeksidentiteit in ons wyne op te sluit. Maar een van die identiteite is nou hierdie wat nie sin maak nie, en ek dink nie een van ons drie weet eintlik hoekom dit so is nie. Ek dink niemand weet nie hoe hierdie plek wat so warm kan raak, wat so robuust is. Die Swartland is nie soos Constantia met eikhout boompies en witgewaste muurtjies en stroompies wat loop nie. Dis 'n warm, droë, hy's bergryk. As jy na die plek kyk, verwag jy eintlik baie meer spiere in die wyn, jy verwag baie meer hoeke in die wyn, jy verwag baie meer volume en tannine en meer 'n blokkerige wyn. En die wyne wat uit die Swartland kom is hierdie unieke wyne, maar dit is wat die streek gebring het, en ons is net almal baie gelukkig dat ons met so 'n streek werk, want die wêreldtendens het meer na daai wyne toe ook ontwikkel in die laaste jare, en ek dink ons was maar almal gelukkig om op die regte plek op die regte tyd te wees, en dis nie omdat ons nou so wonderlik is nie, ons is maar net die gelukkiges.
gaan nou vir hom vra oor sy, dit is hoe hulle dit noem te loops, Eben is die eerste gesertifiseerde celebrity wynmaker. Ek weet nie wie opgekom het daarmee nie, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Chris, hy het verwys na 'n droë klimaat en so aan. Johan Kriege van Kanonkop sê nou die dag hy is bekommerd of hulle is bekommerd want hulle dink dit is 'n droë jaar. Nou as dit 'n droë jaar in Stellenbosch is, wat beteken dit vir julle in die Swartland? Ja, kyk, die Swartland is altyd droog. Ek dink dis die ding. So ons is gewoond daaraan, nee, ja. So en Kali het gepraat oor organies. Ek dink dis een ding wat ons geleer het in die laaste 18 jaar wat ons in die Swartland is. As jy wingerde wil boer en jy wil wingerde in 20 of 50 jaar nog steeds wil boer, dan moet jy organies boer. Jy moet met dekgewasse mulch, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is. Ek wil net sê vir die wat luister, Chris is Engels. Dit is so beïndruk en hy's getroud met 'n Amerikaner. So dis nie asof hy baie Afrikaans by die huis praat. Ons waardeer dit, Chris. Dankie. Maar ja, jy moet meer natuurlik boer saam met dekgewasse, mulches, kompos wat ons maak, nie kunsmatige voedsel vir die wyn, vir die stokke gee nie. Want jy moet die grond bewaar, jy moet soveel as moontlik vog in die grond hou. Jy moet ook saam met die regte cultivars werk, soos Eben gesê het. In Swartland kan ons Cabernet of Chardonnay of enige druif groei, maar vir ons het geleer dat druiwe soos Grenache, Syrah, Chenin of Steen, dis die druiwe wat aangepas is aan die Swartland. Hulle kan nie hitte vat, hulle kan nie droë toestande vat. Dis nie maklik nie, maar dis iets wat ons elke dag aan werk, maar vir al 'n lang tyd. So ons is baie gewoond daaraan. Maar dis nie te sê dat dit is maklik nie. Dit is harde werk. Ja. Kali, praat met my oor die organiese deel van sake. Daar is al baie kritiek oor jare gewees, maar die organiese wyne wat die deesdae kry is fenomenaal. Jy weet, as ek nou dink aan wat ek het op 'n stadium as ek op 'n groot organies eet die vleis nie, al daai tipe van dinge. Ek dink dit is so 20 jaar terug en toe sê my eister net nee, jy het steak elke week nodig. So gaan ons maar weer terug. Maar dan koop jy nou organiese wyne in die winkel en dan is dit nie altyd noodwendig wat dit moet wees nie. Die enigste een wat ek gekoop het was die Ladybird, wat ek gevoel het is nie 100% organies, maar ten minste so half CO2 en al daai tipe van dinge wat in ag geneem word. En gegee die feit dat jy sit met 'n produk wat vir jou so min vrug gee, nou moet jy nog organies ook daar byvoeg. Hoe moeilik is dit om organies te boer en hierdie pragtige wyne? Ek dink byvoorbeeld ook aan Reyneke wat so suksesvol is met hulle organiese wyne. Maar wat is die groot uitdagings daarmee? Ag, ek dink die grootste uitdagings is die goed waar Chris gepraat het. Obviously die chemiese kunsmis is dadelik toeganklik. Maar die groot ding van daai benadering is dis nie volhoubaar nie. So as jy 'n insetboer is, gaan jy vir ewig insette maak. Die insette raak eintlik groter. So met organies en as jy dit ordentlik doen, ek dink die ding waar baie mense vashak is om te kyk na hulle gewasse. Jy moet na die grond kyk, want as jy organies ordentlik boer jy grond en nie gewasse nie. So die groot ding is koolstof, om koolstof te bou, om alles te doen om koolstof te behou en te bou. So kaal grond is vir my die vyand. Grond moet altyd 'n bedekking hê. Jy moet so min as moontlik draai aan jou grond. Ek het destyds in 2005 toe ek nou baie begin belangstel het aan die manier van boer, was 'n ongelooflike ou van Australië en Suid-Afrika gewees, Graham Site. En hy het 'n besigheid met die naam van Nutritech Solutions. Hulle noem dit fusion farming. Ek kan nou nie eens Afrikaans praat en ek is Afrikaans. Chris is baie beter as ek. Okay. Maar anyways, so hulle het organies en konvensioneel nogals baie mooi getrou, maar die grootste ding was koolstof geweest. En hy het so 'n ding gehad dat hy sê as jy aardwurm in 2 sny, kry jy nie 2 aardwurms nie, jy kry net 1 dooie een. So dit is vir my baie belangrik om so min as moontlik aan die grond. Al die lewe van 'n grond is in sy boonste 10 cm. So elke keer as jy daai grond draai, dan reset jy hom. So dan moet hy van voor af begin en alles in die natuur gebeur ongelukkig stadig en ons is ons lewenstyl is vinnig, is McDonald's drive-through, as jy nou honger is wil jy nou eet, en in die natuur is dit totaal teenoorgestelde. Die upside van die organiese manier is beweging en manier van boer is, dis 'n verewige en jy maak die ding beter, jy los die ding beter agterna vir mense want baie mense, ek dink dit is 'n ding wat bietjie oorgebruik is, die ding van beter los en met chemies is dit nogals moeilik om 'n ding beter na te los. Jy het nou so gepraat ook oor die boerpraktyke, as jy dink aan wat in Amerika ontwikkel is eintlik dit is nie gesonde grond nie. Daai massa boerdery, ons het al baie gepraat oor grondgesondheid. Een van die dinge is, as jy Porseleinberg byvoorbeeld drink,
jy drink 'n organiese wyn. Daai Porseleinberg is certified organic. En baie van die beste wyne van Frankryk, van Italië, van Amerika, hulle is baie van hulle is organies gesertifiseer. Hulle sit net nie die certification op die label self nie. Want daai mense wil hê dat hulle wyn koop omdat die wyn ongelooflik is. Jy koop nie 'n organiese wyn nie, jy koop 'n ongelooflike wyn en hulle boer organies omdat dit die wyn beter maak. So daar is baie wyne wat verkoop word omdat dit organies is, maar dis baie interessant dat ook baie van die top wyne in die wêreld, wyne wat duisende euros kos, is ook organies. Hulle hoef dit nie te bemark nie. Dit is net ook 'n fenominale wyn. Ewen jy brand om by te voeg hier. Nee, ek dink net die droogte van stad Kaapstad op pad was nou na sy 0 dag toe. As ons nou weer terug kan gaan soontoe. Ons al drie het ewe groot geskrik. Kyk, die mense in die stad, hulle raak bietjie bekommerd omdat hulle nie nou lekker kan nou nie meer 15 minute lank stort vanaand nie. Ons het bietjie groter probleme gehad as ons stort. So ek dink ons almal in die Swartland het daai 2017-18 daai droogte het vir ons kom ruk op 'n manier wat ons nie kan verstaan en daai droogte was eintlik is ironies, daai droogte het eintlik vir ons op so vinnige traject gesit om ons eie boerderypraktyke te verander en ons hele uitgangspunt en ons was geforseer op 'n onnatuurlike manier om geweldig vinnig ons denkpatrone te verander. En daai traject het nie opgehou nie. Nou is dit amper 7-8 jaar later en die wêreld is ons maar nou in die traject wat hy is en die ironie is ons is amper verder geontwikkeld in ons verstaan van hierdie dinge en die mense van die buiteland kom kyk nou na ons boerderypraktyke omdat ons is eintlik al bietjie langer in die oorlog as hulle. Die ouens in Frankryk, die ouens in Spanje, die ouens in Italië, die goed waarmee hulle nou vir die eerste keer ontmoet, daai goed is nou nie meer vir ons aardsvreemd nie. Dinge wat nou nie meer vir ons aardsvreemd is nie, is dinge wat hulle kom kyk nou wat ons doen en Callie is heeltemal reg, elke keer as jy grond versteur, wil hy grond homself herstel en dit kom ten koste van energie en alles, en daar is maar verbranding van energie met enige herstel, so ek dink ons boer almal totaal anderste, kan ons môre beter boer, 100%, ons kort net tyd, maar ons is nie alleen nie, ons het 'n ongelooflike forum, ons is almal oop met mekaar, ons praat baie, niemand is 'n eiland nie, so ons moet maar met mekaar, saam met ons boer maar so oor die draad. Ons sal nog vir Arie Badenhorst ook inkry. Dus ek sal nog een of ander tyd reël dat hy kom kuier. Hy kon nou nie vandag kom nie. Hy was oor see en die datums en so aan. Dis moeilik om hierdie ouens op een dag hier in te kry. Ek wil net sê dit ek het vir hulle jammer gesê toe hulle inkom want dit is amper 2 ure. Wel vir my van die Parel af, so dis vir julle amper 2,5 ure. Ek weer eens is baie jammer en dankbaar. Maar ek sit en kyk nou hierso, dit is nou Platte Suid-Afrikaanse gids vir wyn se wynmaker van die jaar vir 23, 20, 19, 16, 14. Ek loop ons agteruit en een van die jare was ek by daai funksie gewees, Chris, wat julle vir Millennium Wyne so baie toekennings gewen het. En dit was handeklap en dan stap Chris en Andrea lekker vorentoe en ontvang hulle toekenning. Het was baie mooi om te sien. Ek dink julle het redelik regeer met die Platter toekennings daai jaar. Is maar net 'n voorbeeld hoe ek vir julle gesien het hoe na julle ook aan mekaar is. So, waar het jy vir Andrea ontmoet? En hoekom het hierdie vrou wat opgeneem is in die NASA program besluit sy gaan wyn maak in Malmesbury? Ja, dit is bly 'n interessante storie. As jy 'n jong wynmaker is, wil jy 'n bietjie ervaring kry buitekant Suid-Afrika, so dis normaal vir 'n jong wynmaker om te reis en te gaan werk in ander lande. So ja, ek het vir 4 verskillende jare in Frankryk gewerk en op die tweede jaar in 2004 het ek vir Andrea ontmoet. Sy kom van Kalifornië af en het daarso geswat in Napa Valley gewerk en sy wou ook 'n bietjie ervaring buitekant Amerika kry. So sy het in Châteauneuf-du-Pape gewerk en ek het ook in die suide van Frankryk gewerk in Bandol, waar hulle Mourvèdre groei, dis die tuiste van Mourvèdre in die wêreld. En dit is net 'n coincidence dat ons so naby aan mekaar gewerk het. En ons het eintlik op die TGV ontmoet. Dis 'n bietjie van 'n snaakse storie, maar ons was altyd op pad Champagne toe vir 'n fees een naweek en ons het in dieselfde
cabin op die TGV ontmoet. So dit is snaakse storie, maar dis waar. En ja, ons het 'n lekker naweek in Champagne gehad en dan vir die volgende 3 maande was ons in die suide van Frankryk waar ons gewerk het. So dit was 'n awesome 3 maande. En daarna het ek vir Andrea convince om weer om Suid-Afrika te kom en 'n bietjie tyd daar hierso te spandeer. En sy het gebly, ja. So, Ek wil nou net sê daar's 'n groot verskil tussen kom bietjie vakansie hou in Suid-Afrika en kom en begin 'n wyn saam met my in Mamasbury. Ja. Jy weet, Mamasbury voel vir my soos 'n tweede tuisdorp, is om die draai van waar ek groot geraak het, maar dit is 'n baie ver stretch, soos hulle sê. En mense vra baie van jou, wat is jou ervaring en sy ek dink die ding is sy mis haar familie baie, maar sy sê altyd vir mense she's living the American dream in South Africa. Sure. Dis 'n land wat baie opportunities het. Daar is baie goed daar's baie goed geleenthede, ja. Ja, maar ook daar's baie challenges Goed, ja. maar ek dink dis 'n plek waar as jy daai challenges kan embrace en kan manage, dan Suid-Afrika is 'n ongelooflike plek en ons is gelukkig om sulke ongelooflike mense in ons streek te hê wat ons mekaar help support en dis baie spesiaal en is veral in die Swartland. Al 3 van julle sit nou hier en het op 'n manier nuwe projekte begin in 'n streek wat nie noodwendig bekend was vir wyne nie. Dit is bekend vir wingerde. So, Ewen, jy kan dalk vir ons 'n bietjie sê, is mevrou Kirsten se wingerd is mos daar by julle, is ek nou reg onthou. Die Old Vine projek was ook hier, maar jy kan vir my net 'n bietjie daai agtergrond gee en op watter stadium het jy besef, luister hierdie wyn wat ek nou gemaak het werk. Jy het nou iets beet hierso, want om iets nie te begin, dis die Sari familiewyne, jou broer en suster is ook betrokke, as ek reg onthou. Op watter stadium, wat was die eerste wyn wat jy gemaak het, wat jy geproe het en gesê het, hier's iets spesiaal wat ek was maar die gelukkige ou wat in 1997 toe Charles Beck en John Platter en Giles Webb en Jabulani toe hulle die Spice Route projek begin het in die Swartland, was ek maar die gelukkige ou wat die werk gekry het. En die gelukkige ou. En ek dink as 'n mens nou terugkyk, is ek baie keer verstom te dink die hoeveelheid vertroue wat hulle my gestel het. Ek dink ek was 25 toe hulle my die werk aangebied het. Ek was ongelooflik jonk, nê. Ek meen Chris, jy sou nou self vandag kan sê, hier bou jy 'n splinter nuwe keller in die Swartland. Hier sit jy 'n paar miljoen rand in 'n plaas en bou 'n keller en jy vat hierdie 25-jarige ou met lang hare en hy lyk soos 'n surfer. Wel, jy is 'n surfer. Ja, probeer. Ons gaan nog nie daar nie, maar ja. En jy gee vir hierdie persoon net soos 'n vry teels en hulle het my regtig ongelooflik vertrou. En daarvoor is ek hulle sal ek tot die dag wat ek doodgaan ewig dankbaar wees, want ek het 'n platform gekry om my wildste drome uit te lewe op 'n baie vroeë ouderdom. Chris het baie stadium vir my op naweke kom kuier en naweke het ons saam gewerk. As ons die naweke saam met Callie of Adie op 'n ander plek was besig om wyn te probeer proe en uit te probeer vind hoe werk die wyne van die wêreld en net hierdie, want dit is 'n enorme vak van wyn. Dis klimaat, dis grond, dit is biologie, dis chemie, dis fisika, en jy moet hierdie goed onder beheer kry, anders gaan jy pak vat. Toe ek by Spice Route was, dit was die eerste wyne wat uit daai kelder uitgekom het. Dit was duidelik dat daai wyne was, hier was iets. Maar dit het iemand gekort wat en dat ek dink Giles Webb en John Platter en Charles Beck en Jabulani en daai ouens wat die oorspronklike belegging gedoen het en aksie geneem het. Ek dink hulle kry altyd al die erkenning nie, maar hulle het standpunt ingeneem. Die Swartland het baie wyn gemaak, nog altyd. Die groot 3 kellers toe ek daar aangekom het was, op daai stadium is vandag Darling Cellars, op daai stadium was sy naam Mamre weg. Ja. Die ander was Porterville,
Riebeek Wynkelder en Swartland Wynkelder. Die 4 groot koöperatiewe kellers het ontsettend baie wyn gemaak. Maar dit was maar deel van die beding, dit was maar die apartheidsera se erfenis. En waarmee ons vandag sit is maar net die nuwe Suid-Afrika. Dit is 'n nuwe tyd waarin ons leef, dit is 'n nuwe dispensasie, ons lewe daarin en is wonderlik. Daar's net meer mense kan deelneem, meer mense kan inisiatief aan die dag lê, meer mense kan homself uitdruk. So Callie, hoe voel dit om die Maverick van Mamasbury genoem te word? As jy gaan oplees, is baie mooi. Dis die Mavericks van Mamasbury. Jy noem nou die groot name, Swartland, Wynkellers en so aan. Jy weet, soos wat hy sê, al vir jare wyn maak, hier kom julle en julle is nou die Swartland Revolusie. Wat is jou opinie van daai titels wat julle dra? Sjoe, ek dink dis 'n probleem as jy aan die titels begin glo, maar ek dink al wat ons gedoen het is net om regtig die wingerd te probeer bottel. Ek dink dit is regtig waar daar was geen ligte of spesiale maniere of spesiale feitjies of enige ander goeters nie. Ek dink dit vir my is maar die groot lekkerte van die Swartland. Al die jong mense ook wat daarso werk en woon, gee meer om oor die wingerd as oor die wynkelder. En ek dink dit was baie lekker om 'n invloed te gehad het op ons groep, op die groter jonger groep Swartlanders wat nou, jy weet, die fakkel dra. Ja. So gee vir ons 'n idee van die skerpioen asseblief, en ek dink Afrikaanssprekendes is mal oor die etikette of die skerpioen, maar dis die pofadder, jammer. Dis die pofadder 2024. Die wingerd groei baie naby aan Chris se huis. Chris kan eintlik 'n klip gooi van sy huis af tot in die wingerd. En daar's meer kobras as pofadders. Oei, maar daar is 'n pap. Daar is 'n paar pofadders. Nee. Maar jy kort net een pofadder om jou seer te maak en dan is dit genoeg, maar ja, dit is 'n 100% Cinsault. In 1920 was Cinsault die mees aangeplante rooidryf in Suid-Afrika. Dit het eintlik ek is maar baie erg oor die geskiedenis en nostalgies oor die geskiedenis. En Cinsault is 'n ongelooflike dryf en hy het 'n voet in Suid-Afrika gekry en in 1920 was hy 85% van die nasionale aanplanting. Ons het ook al saam met AD gesit en van die ongelooflikste ou wyne in Suid-Afrika gedrink en ons probeer, Callie het 'n baie groot voorliefde vir ou Suid-Afrikaanse wyn ook, ons almal. En as jy die wyne drink, hulle is ongelooflik en baie van die wyne het groot Cinsault persentasies in. Van ons beste wyne wat jy vandag drink wat 60 jaar oud is, rooi wyne was 80% Cinsault versnitte. En die dryf het soort van 'n bietjie verlore geraak van die nuwe meer befaamde drywe soos Cabernet en Shiraz en Merlot en Pinot Noir het half in die nuwe era van Suid-Afrika die podium gevat en Cinsault, ek het altyd gesê Cinsault geword soos jou broer in die tronk, jy's lief vir hom, maar jy kan nie eintlik oor hom praat nie. En dit was maar wat met Cinsault gebeur het, so maar ons praat maar nou oor die broer wat ons het. Hy het 'n ongelooflike, ek dink Cinsault het 'n paspoort in Suid-Afrika. Hy is my meer op 'n visa nie. Hy is op 'n paspoort en die dryf is besig om terug te kom in Suid-Afrika. Ons al 3 boer met die dryf. Gaan ons hele plaas met Cinsault plant? Ek dink nie so nie. Maar ek dink ons almal weet ons het die dryf hy het 'n plek hier so in die son en ons gaan aanhou om hom te boer. Die neus is so mooi. Daar's 'n paar ou blokke Cinsault wat baie histories is en baie belangrik is. Ja. En ek dink daar's seker so 6 of 8 van hulle wat nog steeds in die grond is. En pofadder is een van daai ou Cinsault blokke. So ek gaan nou vir Callie vra wat dan nou sy gunsteling oudste wyn is, het hy nog ooit geproe, oud Suid-Afrikaanse wyn wat hy al geproe het, maar praat met ons oor die Old Vine projek, is baie bekend, die Ou Wingerd projek, wat ons ook, daai groep was ook in die ateljee gewees en dis nie die mooiste stories en dis ook nou oor see vereer, as ek nou reg onthou was dit ons die Golden Vines toekennings. Jy het ook al daai wêreld se beste Rising Star 23 en 24 verower eben. So praat met ons oor die ou wingerde wat daar teenwoordig is in die Swartland. Ek dink as 'n mens kyk na Suid-Afrika se meer tradisionele streke wat ek sal sê meer lewe in die volksmond, dan is dit nou Stellenbosch, gevolg heel moontlik deur Constantia en dan Parel Wellington en dan laaste seker nou die Overberg. Dit was maar in die historiese bedeling.
So die Swartland was heel buite die nasionale gesprek. So toe nuwe Suid-Afrika gebore word in 94, een van die eerste gevolge was almal het nuwe wou toe hulle self regtrek vir die nuwe wêreld wat daar buite lê. En deel van dit was die aanplanting van nuwe variëteite. So baie van ons ouer streke het baie vinnig vernuwe en wingerde uitgetrek en te kere gegaan. Die Swartland was so half die aspoestertjie van die Suid-Afrikaanse wynbedryf het maar die rokke wat die ander sissies nie wil gedra het nie gekry. En ook wat daarmee saamgekom het is, daar was nie hierdie aggressiewe herplanting van die Swartland nie. Daar was nie genoeg geld nie, daar was nie genoeg visie nie, en daar was nie genoeg fokus nie, want die Swartland is nog 'n koringarea. So die ouens het aangaan met hulle koringboerdery en die wingerd was amper net daar vir arbeidsverspreiding. Daar was 'n paar ernstige wingerdboere, maar baie ouens was veelsidige wingerdboerdery vertakkings. So wat toe in die Swartland gebeur is, 'n klomp van die wingerde is nie uitgetrek nie. Daar's ook 'n klomp ou wingerd in Stellenbosch, en toe was die Swartland amper gepreserveer deur, sal 'n mens maar sê nou, hierdie agterstand van net nie hierdie vernuwingsprogram nie. En dit is maar net 'n gedwonge feit dat 'n ou wingerd, dis soos as jy, ek is nou nie die grootste perdry ou nie, maar net as 'n vergelyking, as jy baie goeie perde, dan kan jy met so, sal ek sê, 'n gemiddelde jockey, gaan nog steeds 'n goeie tyd ry. Maar as jy nou 'n jong perd het, het jy 'n ordentlike jockey nodig om 'n goeie tyd te ry. En is presies dieselfde in wingerdverbouing. As jy jong wingerd het, 'n jong wingerdstok, hy groei uit verband uit, hy het nie balans in hom nie. 'n Jong wingerd, Kal het baie jong wingerd geplant, Chris het jong wingerd geplant, ons het nou al jong wingerd geplant. 'n Jong wingerd kort 'n bitter goeie bestuur om homself in balans te kry. As 'n wingerdstok baie ouer raak, sy wortelzones is gevestig, die wortels brei nie meer baie uit nie, dis soos 'n ouer mens, jy het nou al jou maniere, jy's gevestig in jou huis, jy wil nie trekkie, jy's nie lus vir verandering nie, al goed, dis 'n ou stok. Ek voel al klaar so. Ons is almal daar. Ons is almal daar. Jy is nie, daar word nie meer jou nie van dat aan jou gekrap word, dis 'n ou wingerdstok. Maar die ou wingerdstok is in balans. 'n Jong wingerdstok soos 'n jong mens, hy gaan uit, hy weet nie hoeveel wyn hy moet drink, hy weet nie hoeveel meisies op een slag moet hê nie, hy weet niks nie. Hy's oral, maar hy's nêrens, daai tipe ding. Een, Ewen. Ek weet, gaan maar net een wees, maar jong mens sukkel met daai goed. So nou, jy dra te veel, die oes is nie reg nie, so jong wingerd is maar net 'n groot uitdaging, en in die Swartland is ons gelos met 'n ongelooflike hulpbron in terme van al hierdie ou wingerdstokke en die Old Vine Project en al hierdie projekte wat aangaan, was maar net om hierdie bewusmakingsveldtog te vestig. Ja. Want baie mense plant 'n wingerd, laat hom dra, laat hy vrek vir 25 jaar, trek hom uit en plant 'n nuwe een. Maar dit het niks te doen om 'n ordentlike wyn op die einde van die dag. Dit is nie 'n gesprek nie. Produksie is in die gesprek. En ons al drie, Chris maak planne, dan dink hy aan sy kinders, Callie maak planne, dan dink hy aan sy kinders. As dit nie ons kinders is, dan dink ons sommer aan mense wat ons nie eers ken nie, maar ons worry al klaar oor hulle. So dit gaan oor, ons maak vandag wyn, ons oudste wingerd, die voetpad is 140 jaar oud. Die persoon wat daai wingerd 140 jaar terug geplant het, ek ken nie daai persoon nie, maar ek het nog steeds, het ons die totale voordeel van daai inset 140 jaar terug, en die ding van ou wingerd is, ek hoop net die wingerde wat ons gevestig is, en ek glo die wingerde wat Callie gevestig het, en Chris en onsself, en Adi, en ek dink ek kan vir baie ouens in Swartland praat, ons probeer die dinge vestig, sodat ander jong mense, dit maak nie saak dat dit ons eie kinders, dit maak nie saak wie het is nie, dat hulle eendag daai voordeel weer gaan hê, soos ons vandag die voordeel het van mense wat ons self nie ken nie. Okay, jy moet nou maar in die politiek ingaan, maar ek het nou vir jou gesit te luister, en iemand het my lanklaas so gemotiveer. Beierstreeter met 'n dominee geword het, jy moet in die politiek ingaan, dis so ek voel oor daai saak. Nee, dis regtig baie mooi verduidelik, dankie daarvoor. Die politiek is net 'n bietjie morsig vir my. Is morsig, wyn is ook seker ek wil net sê, ek gaan nou die pofadder proe, maar
ek bedoel die Porseleinbergproe, maar kan ons hierdie wyne ook in 'n vorm van 'n parfuum verander? Die neuse op hierdie twee, die Millennium Puff Adder is so fenomenaal mooi. Wat se oesjaar is ek wil net dis 2024. Okay, mooi. As jy 2024 Pofadder Sinsou, as jy Sinsou, ek het maar Sinsou gebring. Kyk, ons het wyne wat bietjie dikker voete het, maar ek het geweet dis 'n oggendding hierdie. So 10:00 in die oggend, ons drink al 10:00 in die oggend, maar dis maar jy trek 'n bietjie stadiger weg. Nou toe bring ek maar die Sinsou, hy is die sagste en die maklikste. So mooi. Sinsou gaan altyd, dit is soos arbeie en kersies en dis geweldige rooi vrugte, granaat ja. soos granaatsap, nê. Nee? Dit Ja. is net, dis vars, dis lekker. Hierdie wyn moet jy sommer, ek weet dis 'n rooiwyn, die mense hoef nie, as die nuwe Suid-Afrikaners hoef nie bang te wees, jy kan jou rooiwyn ook in die ice bucket sit vir 10 minute, drink hom net so effens koeler. Kamertemperatuur wat hulle van wyn praat is nie 30 grade nie, dis 18. So sit hom maar in die ice bucket vir so 20 minute en drink hom, hy gaan net beter drink, maar is 'n lekker wyn om hierdie tyd van die oggend te drink. Wanneer dit 30 en 40 grade is, vat hom tot by 12 grade, as jy hom uithaal teen die tyd wat jy die glas geskink het, is dit Is skaal hy jy klaar amper 20. Maar ek moet sê Natte Vallei het 'n Sinsou, 2 Sinsous nou, so ek dink is die Stellenbosch een wat nogal vir my uitgestaan het, ook daar met daai proe. Ek het lieflike wyne wat gemaak kan word met Sinsou, soos dat ons ook nou geniet. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor almal van julle wat iets anders sou gedoen het, maar en dan het ek vir julle 5 vrae. Kyk, ek het al vir mense gevra wie is jou wynmaker crush? En Eben, jou naam is genoem en so al 'n paar keer. So ek wil maar net noem, jy weet die mense likes jou nogal in die algemeen. Dit is maar net omdat hulle my nie ken. Ja, sekerlik. Ek moet nou nie so wees nie. Maar Callie, ek het gedink jy moet vir my sê wat is die beste oudste Suid-Afrikaanse wyn wat jy of ou Suid-Afrikaanse wyn wat jy al geproe het? Daai bottel wat jy oopmaak en jy kan nie wag om te sien hoe hulle en of hulle mooi verouder het nie. Yes, dis moeilik. Ek het nou al saam met Chris en Eben, Adi, al meeste van die bestes in my oë. Ek het nou nog net nie in die 50s uitgekom het. Daar is glo, ek dink hy's 'n 57 of 'n 54 Chateau Libertas wat glo mal is, maar ek het nog nie daai voorreg gehad nie, maar ek dink een wyn wat nog ons vassteek, daar was 'n ouetjie van Amerika hy gewees en hy was toe ook nog betower deur hierdie ou wingerd stories en ek het daai tyd net wingerd geplant. Al wat ek geken het is 'n morsige wingerd. Dis 'n jong stok wat net wil dra en soos Eben gesê het uitgaan en whatever en ek het een bottel gehad wat glo baie goed was en hulle was almal daar gewees die aand toe ons hom oopmaak. Callie, jy weet gooi in skink Ja. terwyl hy praat. Ekskuus. Nee, dis perfek. En anyways, so toe vat ek die bottel daai aand nou om vir die hopelik die Amerikaner iets te wys en ek het die bottel oopgemaak en ek het dit geskink vir almal. En dit was regtig baie mooi bottel gewees en ek sê toe vir die Amerikaner hoe oud is die wyn? Toe sê hy nee, die ding moet ten minste 20 jaar oud wees. Maar ja, die wingerd, want hy gaan toe nou aan oor die wingerd. Toe sê ek nee, die wingerd was 4 jaar oud, dis die eerste oes gewees van daai wingerd af. Dit was Jan Boland se eerste bottel Kanonkop Cabernet 1973 en dit was regtig waar 'n ongelooflike wyn en dit was vir my ook lekker gewees om te sien dat 'n mens maak lekker wyn van jong wingerd. Jy het nie altyd nodig. Ek bedoel, dis 'n groot voorreg om ou wingerd te hê, maar as jy jonges het, hoef jy nie in jou hande te huil nie. Dit is baie mooi gestel. Julle het die mooiste manier met woorde, wil ek vir jou sê. Ek het al wat ek nou aan dink is die rokke wat my suster nie wou dra nie, wat ek moes dra want ek was die jongste gewees. So dit is al wat my kop vassteek, Eben. Ek wil vir julle vra vir ons praat baie oor wyn en jy weet dit raak baie tegnies baie keer, maar daar is soveel ervarings op die plaas. Ek het nou gesê ek wil 'n Elsenburg program doen wat op Elsenburg gebeur, bly op Elsenburg of iets soos dit, maar want ek hoor die stories en ek kan nie wag nie. So ons gaan so 'n ding bietjie ontwikkel, maar elke plaas het 'n storie, iets wat jou bybly, of dit nou snaaks of moeilik was of dinge wat verkeerd geloop het. Ewen het jy vir ons 'n lekker Sadi wyne storie daarso. Ek meen ek is seker jy het baie. Ja, ek was op Elsenburg, so daar is baie stories. Ek dink ons moet hier klaarmaak, gaan ek vir jou sê sit gou vinnig en vertel jy gou vir my jou gunsteling Elsenburg Daar storie. is Gaan te ek hom maar veel, insit. daar is so baie. Ek is net bly ek was daai tyd. Ons sou lewenslang toegesluit gewees het. En nou dan die sosiale media Ja, was nee, nie. sosiale media, die jong mense kom beroof totaal van alles. Hulle kan amper nie asemhaal nie. Ek gaan moet dink. Ek gaan moet dink. Daar's so baie. Okay, so kom ons sluit dan af met die stories as jy bietjie dink, kan ek vir julle 'n paar ander vrae vra, makliker vrae, dink ek. Ja.
Okay, so wat is die vreemdste manier wat jy nog ooit 'n bottel wyn oopgemaak het? Ek het gehoor 'n skoenwerk ook, maar daar waar jy nou gesit het sonder 'n kurk. Ek het gelukkig 'n kurkoopmaker in my handsak gehad. Anders kon ons ook nie die wyne proe nie. Ons probeer ordentlik wees. So ons wil nie graag die kurk indruk nie, want ek dink ons almal voel dis 'n nederlaag. So ons probeer daai kurk uitkry. Daar is 'n manier. Victoria Knox maak mos 2 messies wat almal aanhou. Die een het mos sulke skurwe tandjies en die ander een het 'n baie skerp puntjie. As jy weet wat jy doen. Maar ek wil nou nie hierdie luisteraars hier, dit moet nou mense wees wat 'n mes ken. Ek weet Callie ken 'n mes, hy sal 'n mes nou op hom hê in sy sak. Maar as jy hom in die middel van die kurk indruk en jy kan hom diep genoeg in daai kurk indruk en jy begin nie om te draai, dan jy vang die eerste 2 oortjies wat uitkom, kry jy daai kurk uit, dat jy bottel nog steeds kan ordentlik aanbied en dat dit nie lyk asof jy nou hier van 'n kerkplein afgestap gekom het waar jy ding se kurk net ingedruk het. Dis die hoër graad uittrek van 'n kurk. Dit klink soos die manier, daai tangetjie wat hulle gebruik om die ou wyne te herkurk. Of iets wat hulle mos so moet uittrek en al die tipe van dinge. Dit klink soos een van daai manoeuvres, wel gedaan. Maar jy moet weet wat jy doen, anders gaan jy self 100% snap. Ja, asseblief, vir al daai toe om jou vingers. Daai mens maak toe om jou vingers. Is daai goedjies is mos so skerp, is verskriklik. Chris, wat is die vreemdste plek wat jy en Andrea of jy op jou eie ooit wyn gedrink het? Die vreemdste Ja, die vreemdste plek waar jy nou ooit wyn gedrink het. Ja, oral. That's a ek wil nie sê in die badkamer nie, maar dis die eerste ding wat ja, ek ja, vanoggend gedink het. dat ek het net van die badkamer gedink, maar in die store. Dis 'n badkamer. Ek is bang vir 'n badkamer. Ja nee, asseblief pas op daar, gly. Kyk, ons is baie bevoorreg. Ons reis baie om wyn te verkoop, so ons het in baie pragtige plekke wyn geproe en so ek dink aan plekke wat bietjie anders is. So what comes to mind is in Italië op Mount Etna, op 'n vulkaan, hoe sê jy dit? Vulkaan, ja, sjoe. Ons was laas jaar daar en ons het eintlik ons seun, hy hou baie van bergfietsry. So ons het bergfietsse gehuur en gery op die vulkaan. Ek het 'n e-bike gevat want ons seun is baie vinnig. Maar ons het 'n bottel Etna wyn saamgebring want ons was daar eintlik om te leer hoe die druiwe van Etna proe, veral Caricante, wat ek dink is 'n baie interessante druif vir Suid-Afrika. Ja. En ons het 'n bottel saamgebring en nie heel bo op die berg, maar redelik hoog op die berg geproe. En dit staan uit vir my as jy kyk oor al die wingerde. Ons praat van ou gronde in Suid-Afrika, maar ons gronde is 500 miljoen jaar oud. Maar daar is van die wingerde is geplant in gronde wat selfs 200 jaar oud is. Dis baie jong gronde. Ryk grond van die vulkaan natuurlik, ja. En ons het dit staan uit is iets wat baie jong gronde daai op die lava self sit ons daai bottel geproe. So dit staan uit vir my. Ek dink jy moet in Rwanda dan gaan wyn maak, want daar as hulle verbou letterlik tot op die toppunt van elke liewe piek wat daar is mos nou al die hordes heuwels en dit is net, ek meen, daar is nie hongersnood nie, almal het 8 kinders, want daar is net kos. Ja. So dit is, as jy nou dink wat hulle daarmee kan doen, dit is indrukwekkend. Callie, het jy 'n interessantste plek waar jy wyn geproe het? Vreemdste plek? Ja, nee, dit is eintlik saam met 'n oopmaak affære. Ek en my klong was op pad om te gaan jag by Arie se neef. Toe spandeer ons 'n aand in die Pearson Hotel. En ek het 'n bottel van Bertie se wyn gehad. Ek dink dit is verlore bokkooi. En ek het nie 'n kurktrekker gehad nie. My knipmes is te breed om in die nek in te gaan. En dit is een van daai diamkurke wat so kliphard is. As jy hom kan deurdruk, kan koop ek vir jou bottel wyn. Want daai ding, jy kort 'n vinger van staal. Anyways, die ou wat daar was, toe gaan soek daarso, toe het hy skroef gekry, die skroef van die prop ingetrek en toe die prop met 'n tang uitgetrek. Dis slim. En, ja, dis 'n slim een daai. So, ja, die gompot in die Pearson. So dis nou 'n interessante manier om ook 'n bottel oop te maak. Ewen, het jy 'n interessante plek waar jy wyn gedrink het? Ek dink Callie was deel van daai een. Callie, Arie Barnos en myself en so 'n paar ander vriende, ons is hier 1 jaar, is ons hier op in Angola hier in die woestyn in. Ja, jy sien, ons het baie bottels al. En ons het daar, kyk, wyn in Angola in die woestyn, dis 'n moeilike ding. Ek dink as jy gelukkig is, gaan jy bier daar kry iewers. En daai was vir my nogal 'n ongelooflike plek om te sit, daar in die middel van die Angola woestyn.
in wyn te drink. Dit was so lekker. Ons het 120 bottels aan die woestyn uitgedrink net om seker te maak dit bly lekker. Ja. Ja, dit Ek was 'n moet- ongelooflike plek. Ek moet sê ek antwoord nooit self die vraag nie, maar nou dit so noem, ek was in Rwanda, ons het pas die gorillas gaan kyk. Toe het ek 'n bottel Nederburg Baron bestel vir R600. Ja. Ons praat van 10 jaar terug. So dis seker die interessantste plek waar ek 'n glas wyn gedrink het, of by die Ngorongoro krater. Is nogal redelik baie Suid-Afrikaanse maar wyne. Joh, dit is As jy dit gedoen het, dan dis in moes die Tanzanië. gorillas ongelooflik gewees Ja, het. dit was. Ek het 'n veldjie gevang voor daai gorilla. Was- Met 2 ouens met masjiengewere wat om die bos gaan staan en vir my wag, want ek is nou hier opgedra. Toe moet ek toilet toe gaan. Wat moet ek gold nou doen? Chris, as iemand nou vir jou moet beïndruk en jy nooi vir hulle vir ete, watter wyn moet hulle bring? Goeie vraag. Kyk, ek hou altyd van wyn wat van sy terroir van 'n plek praat. So as iemand vir my 'n duur wyn bring of 'n fancy wyn, maar ek kan nie proe waar vandaan dit kom, dan dis nie so goed as iemand 'n wyn bring wat regtig praat van die grond, die klimaat van waar af dit kom. Dis heel belangrik vir my. So dit hoef nie duur te wees nie, dit hoef nie 'n fancy wyn te wees. Dit moet 'n wyn wat net Soos hulle sê, die wine of waarheid place. van sy terroir, ja, dis die belangrikste vir my. Ja. Kali, het jy 'n spesifieke wyn? Wat jy nou nog as 'n ou daai bol op jou tafel neersit? Nee, ek dink ek is saam met Langs Chris. jou braai. Wyne van karakter. Ek dink ons almal hou van 'n spesifieke streekse wyne. As ons moet kies, Ja. dan is dit maklik, maar daar is so baie wyn, van champagne af tot 'n ou bottel Madeira. Dis te omvangryk. Ek dink as jy iets kies spesifiek, dan gaan jy jouself in die voet skiet. Maar ek dink een bottel wyn wat ek baie graag wil proe, wat Chris al gedrink het, is 1990 Chateau Rayas. En die ou is nou onlangs oorlede ook. Ja, gister. Gister. Ja. Ja. En Chris het gesê dit is lekker en Chris het nog 'n goeie palet. So ek dink dit Ja. sal lekker wees. Ons Dis gaan 'n bottel kry. 'n verskriklike ding om nou hardop te sê, maar dis soos 'n musikant wat oorlede is, nou iewes skielik is die musiek baie duurder. So dink julle die wyn gaan. Definitief. Dis jammer hy is oorlede. Definitief. Dit Ja. gaan nou Alles wat later hy gemaak het. onbekombaar raak, nee. Die ding van ons almal is Arie definitief deel van ons groep. Ons is net ouens wat verskriklik baie en dames wat net verskriklik baie wyn saam gedrink het en nog steeds saam drink. Ons is eintlik net wyn nerds. Ja. So ons kan dit net saam doen. Jy kan 'n wyn op jou eie drink. Ek kan 'n bottel wyn op my eie drink in my eie huis, my dierbare vrou, alles, dis wonderlik. Maar daar is wyne wat ek wil dit saam met hulle drink. Ek Ja. wil dit saam met niemand anders drink nie of ek en dis die wonderlike, want jy het daai ander persoon, jy het sy mening nodig, jy het sy insette nodig en dit is die geleentheid en ons doen dit nou al vir 30 jaar lank. Drink ons nou al wyne saam en ons is net wyn nerds en ek dink nie ons gaan ooit ophou nie. Chris is daar bo op Etna, ek wil nou Turkye toe gaan. Ek het nooit geweet ek het nou begin lees daar, dis die 50 grootste wingerdland in die wêreld. Ek ken die Turkye wyne, nee. Nou lees ek elke aand of elke tweede aand as ek nie in slaap raak nie, dan lees ek 'n stukkie van 'n ander area, probeer die inligting bymekaar kry dat as ek hierdag gaan aankom dat ek aan my heeltemal niks weet nie, maar Ja. die wynwêreld is ongelooflik. Hulle groei druiwe van Rusland tot in Kanada, tot in Patagonië, tot in Nieu-Seeland. Dit is enorme areas van die aarde en al die wyne is anders en dis hoekom ek dink vir ons almal is daai sense of place wat die ouens van praat. Ek dink daai wat die wyn sy plek opsluit. Ek dink dit is hoekom dit vir ons almal so belangrik is. Ja. Want jy kan enige ou kan 'n wyn maak wat perfek is en hy kry nou sy pyntjies en al daai goedjies en whatever, maar wat sê die wyn vir jou van wie hy is? Dit is wel interessant want ek het hele ruk terug, dis middel van COVID en Marius gaan elke jaar oor see om sy moedermaatskappy te gaan sien en ek voel toe nou baie sleg want hy het nou nog nie gegaan in jare nie en het elke jaar van sy 20s af, jy weet julle by Elsenburg kry ons die geleentheid om baie keer te gaan in Swan en ek besluit toe nou vir sy verjaarsdag gaan ek nou daar by Noop gaan ek nou op die Grand, julle weet mos hulle 2 wynlyste. Ek gaan nou op die Grand wynlys kyk. En ek stuur vir sy Franse vernoot, ek sê asseblief Christof, ek het nie 'n klou waarvan ek praat. Jy kies gou 'n paar wyne en so en hy sê net altyd sy manier van sê it's very correct. En wat ek probeer sê is as hy sê iets is very correct, dan is daar nie regtig persoonlikheid noodwendig. In die wyn nie. Dis nou dadelik wat ek kan dink toe jy dit nou sê en ek het daar 'n Pinot Noir bestel. Dit was ten duurste en dit was 'n verskriklike mooi Pinot Noir, maar
dit is wat ek altyd dink in terme van Suid-Afrikaanse wyn. Suid-Afrikaanse wyn het geweldige persoonlikheid. En dit het nou hoeveel keer al in daai tipe van gesprekke met hom ook na vore gekom. Daar's persoonlikheid in hierdie wyne. Toe ek dit nou proef, dis ek nou baie, dis 'n baie mooi wyn. It's very correct. En elke keer as ek dit hoor, en dink ek net, waar's daai wyn se kom vandaan persoonlikheid. So dit is maar my storie met 'n wyntjie. As julle nou so by mekaar kom, wat braai julle by julle huis ewen of wat doen julle? Wat se kos sal julle maak saam met die wyn? Kyk, die braaikoning hier is eintlik Callie, né? Hy is die braaikoning. Dit hang af wat dit is, né? As jy klomp Italiaanse wyne gaan oopmaak, hulle veral die rooi wyne, dit hang regtig af. Klomp Italiaanse wyne, groter tannienstrukture. Die Italianers is die ouens wat die grootste tannien in die wêreld die kleinste kan verpak. Ja. Dit is soos die fine stitching, soos 'n Italiaanse, as jy 'n ordentlike Italiaanse kledingstuk wat aan mekaar gestik is, dis 'n Italiaanse wyn. Elke steekie is net fyner as die volgende een. Nou, dan gaan jy nie dieselfde kos kan maak as wat jy doen vir 'n ander plek in die wêreld. Dan wil jy al vir tartaar miskien, Ja, of nee, hoe dit ook al sê. Met die Italiaanse wyne moet jy een ding doen, jy moet 'n ander ding. Ek hou van braai, maar as dit regtig baie goeie wyne is, dan hou ek nie baie van braai Okay, nie. Want partykeer die braai en die reuke en die geure, braai is 'n baie, daar is wyne vir braai, maar nie alle wyne werk vir braai nie. Dis is om 'n belangrike wynproe te gaan doen met 'n parfuum aan en al. Ja, dat nee, dinge. dis die dood. Dit en lipstick. Ja, daai twee. Wel, hallo. Okay, nee, ek moet uit. Dit is die eerste keer wat ek so daaraan dink, maar ek drink op 'n baie vreemde manier, dat ek die lipstifie. Want dan die lipstifie wat ja. op jou mond is, dit ook 'n reuk en die tweede ding is vir ons arme ouens wat na die tyd die glase moet was. Maar ek Kies drink of net, death. jy kan nou kyk hoe netjies is hierdie glas. Ek Nee, drink ek kan net op kyk. een plek. En dis hoe Maar ek dit weet moet iemand het mooi- my glas gesteel, want dit is altyd mooi netjies. Ek haat 'n vuil glas. Dit is Dus die ek- netjiesste glas. Alhoewel hom so kry, jy moet drink op die onderlip. Ja, ek doen dit ook baie keer. Callie, jy's nou die braaier. Wat braai jy? Wat is jou gunsteling saam met watter wyn? Yes, so. Ek is nogals nie die grootste kos en wyn dominee nie. Ek dink die geselskap en dan die kwaliteit van die ons is nogals bederf met daai slaghuis in die Parel Ryan Boone en ek kry elke nou en dan vir my 'n lekker stukkie steak op die been wat so 'n bietjie verouder is en dan net sout en peper en aardappels. Ek bedoel jy kan nou buite braai en dan kan jy binne drink. Dan mis jy al die vuur in die goeters, maar ons het al baie lekker borrels so uitgedrink. Ryan Boone is ook so 'n nederige ou. Ek ontmoet hom nou die dag vir die eerste keer. Ek sê, "O, die Ryan Boone." Hy sê, "What do you mean, the Ryan Boone?" Ordentlike mens. Goed, jou gunsteling wegneem ete, take-out ete. En wat drink jy daarbey? Jou swaalf iets wat jy nie vir mense van vertel nie. Yes, ek is ons ewig gesensor deur my vrou, so ek moet dit in die absolute piknagdonker doen, né? As ek nou wil iewers verby 'n Mooi. venstertjie ry, né? Dit is en hierdie met hierdie nuwe fone, daar is ons nou nog trekkers ook op. Ek is amper soos daai honde wat getrek word. Is dit die oomblik waar jy nou vir ons vra vir hulp of Nee, Nee, my Sê maar, my vrou is gemaklik, Nee, sy is maar 'n takeaway is vir haar dis ek dink dis 'n ding wat sommer gebeur het, maar kyk, as jy nou 'n baie goeie steerburger het, nê, want hulle ten minste hou nie terug nie. Jy weet van die ander takeaways, jy's nou klaar besig met 'n verkeerde ding. Nou doen jy dit nog sleg ook. So ek hou van 'n steerburger. Hy het oorgawe in hom. En dan sal ek vir 'n bottel wyn, jy moet iets wat super sappig is. Ek drink sommer vinnig dan 'n bottel Beaujolais van Frankryk uit. Sjoe. Okay, jene daai is 'n spesiale steesburger daai. Chris, ek is jammer. Enige take-out geheime wat jy wil deel? Nee, ek stem saam met jou, maar ons kinders hou baie van sushi af. So dis ek dink een van die dinge wat ons die meeste sal kry is take-out. So dan moet dit 'n witwyn wees soos een van die Swartland witvisnitte of iets wat sal lekker saam Oor die gaan. kloof, daar's 'n Ja. wyn, ek gaan nou nie naam dink van julle wat ons by restaurant in die Parel, baie bekende, wat die ou was die bestuurder by Willoughby's ook gewees en so aan en elke liewe keer wat ons daar geëet het ons daai een van julle. Salmon and brine. Dis 'n wyn wat gemaak is vir 'n gemeenskapsprojek. Ja, Great Heart, die Shannon. Daai het jy hom. Dit is elke keer ons gaan dit ons daai spesifieke wyn bestel. Ja, ek dink dis werk een goed van die daarbey. dinge van Swartland witwyne, dit
het die tekstuur van die droë klimaat en die ou Yes. wingerde, maar omdat dit baie Shannon is en van hoe ons boer daar's ongelooflike varsheid in die wyne ook Ja. en dit gaan great met seafood Okay, so sushi, Kali, die trekker Ja, drywer los hier dit aan vir my. tafel. Dit is my veel om oor om wat te se vertel. take-out eet jy? Nee, yes, ons eet. Ons is gaande oor beide van hulle. Sushi is nogals gereeld. Dis iets wat nogals baie lekker wegneem en ons hou van 'n bietjie vonkelwyn naby. Maar ons is ook baie bevoorreg om vir Charles Barnard af van die straat te hê vir 'n takeaway pizza. Goed. Ja. Maar nee, nie van hier rond nie. Ja. As jy enige iemand lewend of dood aan tafel kan verwelkom om aandete te deel in 'n glas wyn, wie sal dit wees? Enige iemand. Ek sal nogal graag ons het 'n baie goeie geoloog in Suid-Afrika gehad, Paul Veit. En hy het van Mansbury af gekom en hy was ongelooflik. Ek het hom ontmoet toe ek op Mansbury aangekom het en ons het nou net aan hierdie ongelooflike grondkaart gewerk vir 'n lang tyd. Ek sou graag vir my kaart wou wys. Dit was net te jonk. Ons het die hele ding weer om terug te kom by wyn en sy plek. Die Swartland is die grootste wynstreek in Suid-Afrika en omtrek. So en dit beslaan van die kusgebied in tot binne in die berge en van noord tot suid groot diversiteit in die area. En ons het nou vandat ek sal sê die nuwe Suid-Afrika is in die laaste 30 jaar het ons soveel wyne in die area gemaak. En ons kan nou begin om die wyne in die area en die geografie van die area bymekaar te kry, want dit vat 'n tydperk om dit te doen. Meeste ander lande het dit omtrent so 300 jaar gevat, so 300-400 jaar. Ons doen dit nou 'n bietjie minder vinniger want ons het bietjie meer tegnologie en ons kommunikeer 'n bietjie vinniger. Maar ek dink ons is besig om die legkaart van die Swartland baie vinnig in te vul. En hy het vir my geweldig baie beteken in daai tyd toe ek hier aangekom het in die Swartland om net vir my die grondslag te verduidelik van waaroor die plek gaan en ek sal hom graag om 'n tafel wil kry en net weer met hom wou sou kon gesit en gesels en vir hom nou net al hierdie goed weer opskerp, want as daar iemand is wat hierdie goed sou verstaan het en wat dit meer ongelooflik sou gewees het om so 'n bottel, om net 'n paar bottels wyn te drink van ons area wat al hierdie identiteite vasvang, sou dit nou Paul Veit gewees het. So, dis 'n baie mooi storie. Chris, jou kant? Dis iemand wat ons 'n paar keer by ons huis gehad het. Ons het hom ook besoek om goed te probeer uitvind. Dis is 'n ou by die naam van Damby Bailey. Hy het baie van die regtig spesiale wyne wat ons geniet het oor die laaste paar jaar. Hy was responsible om baie wyne te maak en te botteleer. Ons wil nog steeds weet hoe hulle baie van daai wyne gemaak het. Wat het hulle gedoen met die hout, met die wynmaakproses, waar die druiwe vandaan gekom. En dit was altyd moeilik om al die antwoorde uit hom te kry. Hy was 'n bietjie secretive oor sommige goed. Ons het net 2 keer met hom aandete geëet en hy het 'n bietjie begin praat, maar ek dink ons het nie genoeg wyn vir hom geskink nie. So ek wil weer 'n paar keer probeer om nog secrets uit hom te kry. Hy was so geliefd. Ek dink meeste mense sal hom weer om 'n tafel Ja, hy was 'n gooi. great guy. Ek meen so geliefd. Kali? Ja. Ja, dis nogal snaaks, ons eet almal dieselfde kos en ons wil almal dieselfde mense ontmoet. So ek het nooit die voorreg Ek dink jy gehad. spandeer hopeloos te veel tyd saam. Nooit die geleentheid gehad om vir Duimpie te ontmoet nie. Ons het 'n lekker ding gehad by Porseleinberg, of is nog steeds so. Jy moet plaas toe kom en dan kan jy jou etiket personalize of wat noem mense dit nou? Ja, 'n persoonlike etiket saamstel, nee. Piet Beyers het 'n klomp manne bymekaar gekry en hulle sou die Vrydag by my kom braai het en Duimpie sou een van hulle gewees het. En hy het dit nie gemaak nie, daar was iets en hy is letterlik 2 weke daarna oorlede. So ek het hom nog nooit ontmoet nie. So ek sal baie graag ergens eendag saam met hom onder 'n boom wil sit en net 'n bietjie chill praat. Lieflike mens. Ja, ek meen hy was elke keer met my so vriendelik soos hy sou gewees het met die wynmaker van die jaar. En ek is maar net hier vir 'n funksie. Ek is niemand nie. Ek weet ek het gesê is die laaste vraag, maar ons sit nou hier met 3 mense voor ons wat almal iets anders sou gaan studeer. So Eben was 'n branderplankryer. Jy sou rekeningekunde gaan doen het, Chris, en jy sou 'n dokter geword het. Daar's al 'n klomp ouens wat dokters sou geword het. Beyers ook byvoorbeeld en toe op die ou en toe nou nie dit gaan studeer het nie. Punt nommer 1, Kali, is jy bly oor daai besluit dat jy 'n wynmaker geword het en as jy nou nie 'n dokter sou geword het nie, wat anders dink jy sou jy geword het?
Nee, ek is maar 'n boer. Wyn maak is net 'n lekker bonus. Nee, ek is baie bly ek's nie dokter nie. Ek dink daar sou baie klomp mense gevrik het onder my mes. O, jene. Nee, ek dink jy is so toegewyk, ek dink jy sou Maar nee, ek weet nie wat anders nie. Die boer is maar al. Ja, nee, ek's mal oor boer. jy's bly oor jou besluit. Ja. bitter. Chris, voel jy dieselfde? Verseker, ja, nee, 100%. Daar's geen twyfel daaroor nie vir my. Ja. Maar dit is net sover ek verstaan is jy ook baie goed met die besigheidkant. Ja, sake, kyk, Andrea is nie hierso nie want sy kan Afrikaans verstaan maar nie baie praat nie. Wat klaar indrukwekkend is vir maar sy moet dalk vir ons 'n stemnota stuur en vir ons iets vertel van jou wat jy nie vir ons wil vertel nie van jou maar jou. Ja. Elkeen van ons het wynmaak geswat, maar toe ek haar getrou het en ons het begin saamwerk in die keller en in die wingerd het ek baie gou geleer dat Andrea 100 maal beter as ek is in wynmaak en sy is ongelooflik. So ja, ek gee ondersteuning in die wingerd en in die keller, maar sy doen 'n miljoen keer beter 'n job as ek daaraan. Ek kan haar ondersteun, maar ek het ook ander goed wat ek baie goed kan doen, so ek fokus meer aan die besigheid self en daai tipe goed, ja. So. Belangrike span daai. Ja, verseker. Jy by die water is dan ver van Mamasbury af hoor. Ek wil net sê hoe gereeld gaan surf jy bietjie? Nee, ek surf soveel as wat ek kan. Nee, ek wou marinebiologie gestudeer het. Ek het 'n ongelooflike passie vir die oseaan. Die watermassa het 'n groot deel van my hart, maar ek dink ek is soos Callie, die wynmaak is 'n ding, maar ek hou van die boerdery. Ek hou van in die grond wees. Ek was vanoggend voor die tyd, ek moes eers start het want ek was vanoggend vroeg al weer in Slote besig om pype te las en goed. Ek hou daarvan. Ek hou van om die grond te ruik elke dag. En as ek in die kantoor sit, ek sal depressief raak en ek dink marinebiologie, wat sou gebeur het? Die oseaan is op so 'n plek. Ek dink ek sou nou depressief gewees het teen die tyd al oor wat in die oseaan aangaan. So ek dink ek is op 'n veilige plek. Ek is op 'n plek waar ek nog 'n baie positiewe bydrae kan maak. Sou seker dit in die oseaan ook kon doen. En ja, ek woon in 'n ongelooflike plek met ongelooflike mense. Wat ons is die bevoorregte mense wat nou kan leef. Hoef jy in 'n kantoor te sit heeldag nie. Nee, dit sal my doodmaak. Nee, die skerms, ek sien hier's baie hier ook. Ons almal moet papierwerk doen, selfs Callie. Dan het Callie was op 'n Nokia 3310 tot 'n jaar terug. En hy het ook nou 'n foon met 'n skerm op so. Toe ek sien Callie Lou is op 'n foon met 'n skerm, toe weet ek ons is almal in ons jobs in. Ek het vreeslik gelag Tim Atkins skryf toe van hom en hy sê Callie is nie op Instagram of X nie. Maybe send a pigeon. En dit was baie snaaks. Maar ek is ook heel baie goed. Ek kan nie baie geluk. Nee, maar ek dink jy kan nie so lewe nie. Ja, ons kan nie almal kies nie, maar dit is lekker om net. Ek is al klaar geïrriteerd met hierdie WhatsApp ding. Ja. En om permanent in kontak te wees, nee. Dit is nogal erg. Ja, ek moet sê ek kon nêrens jou nommer in die hande kry nie. Ek was die hele tyd deur 'n tweede party werk. Ek het niemand het vir my e-pos nommer ooit gestuur nie. Ek is vanoggend gevra deur Annelet wat so mooi werk al by julle. Kan jy asseblief vir my die GPS koördinate stuur sodat ek dit vir Eben kan sien? Ek ja, want ek was laat want ek sê maar selfs ek weet jy Google net dis ja. Nee, maar dis ek gee nie om, dis reg. Julle baie dankie. Ons tyd is verstreek, daar's so baie om te bespreek. Ons wil vir julle baie dankie sê uit Mamasbury, die pragtige wyn wat vandaan afkom, die bestaande kellers wat al vir baie jare daar wyn maak word ook natuurlik waardeer. En dit is natuurlik die Mavericks van Mamasbury. Ons sal vir Adie nog in die ateljee kry. Iemand het vir my gesê ek moet dit net na 12 maak. So ek weet nou nie wat die storie daar is nie. Maar een van die tyd sal ons gesels. Gesondheid julle baie dankie weer eens vir die pragtige wyne en die harde werk wat julle doen. Dankie. En soos gewoonlik sluit ek die Rynewynheid af met my wynfeit vir die week. En hierdie is nou 'n fascinerende een. Koning Charles III besit 'n Aston Martin wat aangepas is om op biobrandstof afkomstig van wyn en kaas te loop. Die motor is 1969 Aston Martin wat hy vir sy 21ste verjaarsdag as geskenk gekry het van koningin Elizabeth II. Die aanpassing in 2008 het Charles versoek dat die Aston Martin ingenieurs die motor aanpas om op 'n meer omgewingsvriendelike brandstof te loop. Die motor loop op E85 bioetanol wat geskep word uit surplus Engelse witwyn wat dan nou nie bruikbaar is vir die mens nie.
dit is nou baie interessant. Dit word gemeng met die wy van die kaasmaakproses en ten spyte van aanvanklike skeptisisme van ingenieurs, het Charles opgemerk dat die motor eintlik beter presteer en kragtiger is op die brandstof as op petrol. Die motor is steeds 'n besit van die koning en is as die wegkommotor vir Prins William en Kate Middleton se troue in 2011 gebruik. Totsiens, ek sien weer vir jou volgende week net hier op die Reine Wynheid. Vir navrae brink by rsg.co.za.